Ek onthou as jonk in die grappie van die seentjie wat by sy oupa kom wat echt kinderlik, letterlik die Bybel glo, en sy oupa het hom al gesê van hoe dit werk met die aarde en dat die son om die aarde wentel. Kom die ouetjie by die huis, so tong in die kies en sê, oupa, ons het vandag in die skool geleer dat die aarde om die son wentel. En sy oupa sê vir hom, nee, bog man, die aarde is op pilare gegrondves en dit staan stewig op die pilare, die aarde is plat en die son gaan om die aarde. Hy sê, hoe is dit oupa? En sê my die pilare, wat is onder die pilare? Sy oupa sê, onder daai pilare is daar sulke groot, sterk klippe. Hy sê, hoe is dit oupa? En wat is onder daai groot, sterk klippe? Sy oupa sê, onder daai groot, sterk klippe is daar nog groter, sterker klippe. En hy sê, oupa, onder daai klippe, en sy oupa sien toe waar hy in die mik, en hy sê vir hom, van daar af sê, klippe, 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 en nou in jou bek. Die spanning tussen wetenskap en godsdiens. Ons gaan vandag kyk na die geestelike rol van ons beroep en ons werk. En daarvoor gaan ons hierdie psalm lees, Psalm 104. Kom ons word stil. Here, ons beleef en weet dat ons deur U geroep is. En dis U wat in beheer is van alles. Maar ons wil graag U beheer volg. Ons wil aan U voete sit en by U leer. Wil U met ons praat? Amen. Ons lees Psalm 104. Ons gaan, dit is 'n lang psalm, so ons gaan net so 3 stukkies lees gerus die hele psalm, is 'n pragtige psalm. Psalm 104, vers 1 sê, ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot. U is bekleed met koninklike luister. U is met 'n kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir U woonplek ingerig het oor die waters daarbo. Nou dan gaan hy aan om te verduidelik in die skepping, hoe ongelooflik God die skepping gemaak het. En hy maak sy draai in die diereryk, die leeu's, die hy maak om in die natuur, die ongelooflike uitgestrektheid van die natuur, die wonders van die diere en die water en alles. Gaan hy aan tot vers 23. En dan kom ons by vers 24, sy gevolgtrekking. Hy sê, U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van wat U gemaak het. En tog, U het alles in wysheid geskep. En dan lees ons van vers 31 af. Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie. Mag die werk van die Here hom vreugde verskaf. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat die berge aanraak en hulle brand. Ek wil tot eer van die Here sing, solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing, solank ek daar is. Mag hierdie bepeinsinge van my vir U aanneemlik wees. Ek wil my in die Here verbly. Tot sover. Ek is verskriklik lief vir die wetenskap, van altyd af. Wiskunde het ek van gehou, want jy hoef dit net te verstaan, jy hoef dit nie te leer nie. Die leervakke het 'n bietjie vir my moeilikheid veroorsaak. En wetenskap was die wonderlikste vak, hoe alles in mekaar steek. En alles wat ons geleer het in die wetenskap, oor die atoom en oor die natuur, was vir my wonderlik geweest. En toe later word ek bewus van 'n spanning wat daar is tussen wetenskap en godsdiens. Dat daar mense is wat sê dat die wetenskap in die pad staan van die godsdiens. En daar is 'n term wat hulle gebruik, die sogenaamde God of the Gaps, waar mense geneig is om alles wetenskaplik te verklaar, maar die dinge wat jy nie wetenskaplik kan verklaar nie, dit het jy aan God toegeskryf. So hulle so byvoorbeeld altyd sê, dat voor hulle verstaan het hoe die wetenskap van weerlig werk, dat donderweer van God afkom, en die weerlig straal die mag daarvan, dat dit 'n teken van God en sy grootheid is. Maar toe, soos die mens begin om goed te kan verklaar, het hulle skielik sommige begin sê, maar dis nie God wat agter dit sit nie, dis gewone natuurwette. En so het daar 2 skole gekom, van mense wat aktief godsdienst teenstaan, en sê dat die Bybel is nie realisties nie.
Ek kyk net na die natuur en later het die evolusieteorie in die hele proses begin bykom om te sê, die mens is nie deur God gemaak en elke dier is deur God gemaak nie. Dit het oor tyd ontwikkel. Nou ek het sulke ambivalente, teenstrydige gevoelens gehad daaroor, want die evolusieteorie was vir my oulik geweest. Ek het gehou van hoe dit werk, hoe die goed ontwikkel het tot dit waar dit uiteindelik kom. En toe daar mense is wat met selfvertroue sê, nee, dis van die duiwel en dis boos, en dis mense wat nie in God glo nie, wat so glo het, ek teruggestaan en stil gebly. Maar ek kon nie verbykom by die punt dat ek beïndruk is met dit wat die wetenskap ontdek nie. En oral is ek beïndruk daarmee. Totdat ek later rustig meer begrip kry, my Bybel meer verantwoordelik begin lees en verstaan, maar daar is nie 'n spanning tussen wetenskap en godsdienst nie. God het die hele aarde gemaak. En hy het as dit ware vir die mense gesê, en dis hoe Genesis 1 begin, dit wat ek gemaak het, ontgin dit, ontdek dit. Dit is amper soos 'n legkaart baie keer, wat klaar gebou was, en toe opgebreek word, en 'n klomp stukke in 'n karton gegooi word, en dan begin ek weer die legkaart te bou. Hulle kon eintlik maar net die legkaart so aan mekaar gelos het. Hoekom moet ek dit bou? Dis waar die lekker lê, dat ek besig is om te ontdek en te ontgin. En niks van daardie ontginning het ooit God se grootheid bedreig nie. Dit was hoe dit was in my godsdienst, niks daarvan nie. Niks wat ek geleer het oor as alles uit een sel uit sou ontstaan en kom waar dit vandag is, het ooit my godsdienst bedreig nie. Die teendeel het gebeur. Dit het my meer respek vir God gegee. Dit het amper gevoel of ek op 'n ereplek is waar ek bevoorreg was om te kan sien hoe God geskep het. Eers ek het nie verstaan nie, nou kan ek dit begin verstaan, en hoe meer ek ontdek, hoe meer wonderlik word dit vir my. En waar mens begin kry het, dat na twee kante dit daar gefouteer word, deur wetenskaplikes, wat nie in God glo nie, hoe hulle fouteer, en die ander kant, hoe mense wat Christene is, ook fouteer, deur hoe hulle na die wetenskap kyk. Die feit is, as jy na die wetenskap kyk en die dinge ontdek, is dit die een wonderwerk op die ander. Hierdie gedeelte praat nou nie van atome nie, want hulle het nog nie van atome geweet nie. Hulle praat maar met die wetenskap van daardie tyd. Soos het ons byvoorbeeld gelees in vers 2. Dis u wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir 'n woonplek ingerig het oor die waters daarbo. Nou dis dieselfde wêreldbeeld wat Genesis 1 het. Nou dit toevallig omtrent dieselfde tyd ontstaan hierdie Psalm en Psalm 1. Relatief laat in Israel se geskiedenis het hulle hieroor begin aanteken. Die gedagte van 'n hemelkoepel, 'n doek, 'n uitspansel praat Genesis 1 van. Soos dis 'n koepel wat bo oor ons is, en wat is bo kan die koepel? Baie water, want kyk net op, dis blou. Nou, ons kan nie sê, maar die mense was dom geweest nie. Nee, hulle het die wetenskap van hulle tyd gebruik. Hulle het nie al die goed gehad wat ons vandag het om mee te meet en vliegtye en goed om mee op te gaan nie. Hulle het hulle logika gebruik, dit wat hulle kon sien. Nou kan ons net baie kleiner en verder sien, maar ons is nog steeds besig om te ontdek. So hulle praat in die wetenskap van hulle taal oor God. En dis wat ons doen. Ons praat in die wetenskap van ons tyd oor God. So dis tragies as godsdienstige mense nie die wonder van die wetenskap besef en ontdek nie. Byvoorbeeld die atoom. Die ontdekking van die atoom is een van die fenomenaalste dinge. Hoe ongelooflik klein 'n atoom is, hoe daar meer as 10.000 van hulle op 1 millimeter kan inkom. En hoe ongelooflik sterk 'n atoom is, as jy daai klein dingetjie net probeer verdeel, dit maak dit 'n klomp energie los wat 'n atoomontploffing tot gevolg het. Is dit nie ongelooflik nie? En die ontdekkings oor DNA, die wonder van DNA, hoe die lengte van DNA, die fenomenale eienskappe van DNA. Of as ons kyk na 'n ding soos die oog. Nou dis waar die verskil kom tussen godsdienstiges en nie godsdienstige wetenskaplikes. Richard Dawkins wat al aggressief sê ek glo nie in God nie, alles het self ontstaan. En as hy oor die oog sê, as die mense sê o, is dit is
hoe die oog dan ontstaan. Hy sê, is maklik, is niks vir die natuur om die oog te maak nie, en dan verduidelik hy hoe dit ontwikkel het. Kon hy net eers lig en donker onderskei, en toe al hoe duideliker gesien, toe die oog dieper geraak, en sê, dis maklik. Maar hemeltjie, het jy al gesien hoe 'n oog werk? Het jy al die wonder gesien, dat daar die oog en 'n seunie gekoppel kan wees, wat maak dat dit wat jy sien, jy oor kan dink, en kan gebruik, en kan optree, na aanleiding van wat jy gesien het. Dis een ongelooflike wonder. So in plaas van in verwondering terug te staan oor iets so fenomenaals, word dit maar net sommer 'n algemene ding. Dit het sommer maar van self gebeur. En dis die hartseer, dat die wetenskap nie besef, dat die wetenskap 'n teken is van iemand baie groter nie. En dit is wat ons werk, en dit wat ons ook al doen, is ons aandeel in die wetenskap. As jy 'n boer is, as jy 'n onderwyser is jy in 'n magtom wonderlike dinge. 'n Boer wat kyk hoe die natuur werk, hoe geboortes werk, hoe saad werk, hoe reën werk. Dis dinge waaroor jy net jou hande saamslaan. Jy wil net die een natuurprogram na die ander kyk. Of 'n onderwyser wat werk met mense, met kinders en hulle ontwikkeling en sosiale strukture en emosionele kragte, die kritiese goed wat op sekere ouderdomme moet gebeur, en jy net besef, dis fenomenaal, hoe het dit gebeur? En elke keer wanneer ons in ons beroep, so met ons beroep besig is, dat ons in verstomming gaan stilstaan en sê, ek kan nie glo wat ek sien nie. As ons dit nie doen nie, het ons nie verantwoordelik met ons werk omgegaan nie. 'n Diep respek vir ons werk. 'n Diep respek vir die wonders waarvan ek deel is. Waar ek in daardie wonders 'n rol speel. Ek kan dinge verander. Ek kan besluite neem, ek kan dinge bou. Ek kan diere teel. Ek kan in die ekonomie ingaan, daar die kragte ontgin en ontdek. Dis 'n ongelooflike voorreg. Ek voel amper nie waardig om dit te doen nie. Dit aan die een kant. Die verskriklike respek vir my werk, maar dan die ander belangrike ding is, die respek vir die natuur en vir die manier hoe dit geskep is, lei ons na 'n God wat nog baie, baie groter is. Dit is oor die ontdekkings van dit wat ek in my werk mee te doen kry, die ontdekkings terwyl ek besig is met daai stukkie van die planeet wat aan my toevertrou is, of daardie ontdekkings vir my wil laat sê, waar is my Bybel? Ek wil meer leer, ek wil meer oor God leer. En dan begin ons in die wêreld van hierdie psalm in te gaan. Vers 24 wat sê, jy het baie dinge geskep, Here. Na ek 'n klomp verse deurgegaan het, kom hy by hierdie vers. As ek na alles kyk, Here, ek is beïndruk. Hoe het u dit reg gekry? Ek bewonder u, ek wil vir u hande klap. Die aarde is vol van wat u gemaak het. U het alles in wysheid geskep. Hoe slim moes u nie wees nie? En die volgende, en daar sonder kan ons nie, as jy wetenskap beoefen hier sonder, is jy arm, gaan ek in 'n loflied aan God uit. Mag aan die roem van die Here geen einde wees nie. Mag die werk van die Here vir hom ook lekker wees. Dit is so 'n mooi stukkie in die Psalm. Mag die Here ook geniet wat hy gedoen het, en hy doen. Ek meen, 'n sonsondergang, slaan jou asem weg. Ek het nou weer iemand gister vir my foto van gisteraand se sonsondergang by hulle gestuur. Dit slaan jou asem weg. En ek het al baie gedink, hoekom is sonsondergange mooi? Meen, dit het geen sin vir die natuur dat die sonsondergang mooi is nie. Hoekom is dit so mooi? Want God hou daarvan. God kyk ook daarna. Dinge wat mooi is vir hom kosbaar. Mag die werk van die Here vir hom vreugde verskaf. Mag hy net as hy terugstaan van sy skilderye en sy skepings elke dag sê, dit was lekker. Dit was 'n voorreg. En mag ons dit sê, mag die werk van die Here hom vreugde verskaf. Ek wil, vers 33, tot eer van die Here sing, solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing, solank ek daar is. Mag hierdie bepeinsinge van my vir hom aanneemlik wees. Ek wil my in die Here verbly. Ons werk vat ons na die Here toe. Ons werk maak dat ons eintlik ons broeke baie keer vol stof moet wees vir die kere wat ons op ons knieë neergeval het en gesê het, ongelooflik. Here, ek is beïndruk. Hoe het u dit reg gekry? Ek kan bid u. En as my werk dit nie doen nie, dan moet ek weer kyk na my werk en hoe ek werk. My werk lei my na God toe. En as ek by God is, kyk ek terug. En dan verander my lewe.
Here, dankie dat ons in verwondering voor U kan neerval en sê, ek wil tot U eer sing, solank ek lewe. Ek wil die belof van my God besing, solank ek daar is. Dankie dat U vir ons hierdie kans hier op U skepping gee om 'n verskil te maak. En ons wil 'n verskil maak. Ons wil die meeste maak van dit wat U vir ons gee. En ons wil die meeste maak daarvan om U raak te sien as skepper van alles. Ons eer U en ons aanbid U. Amen.